Okay, so ons gaan begin met die gravitasiewet. F is gelyk aan G m1 m2 op r kwadraat. Waar jy moet onthou dat G is die universele gravitasiekonstante 6.67 mal 10 to die mag min 11. Dan as ons hierdie krag gaan uitwerk tussen byvoorbeeld jou en die aarde, soos die krag waarmee die aarde jou aantrek, dan noem ons dit mos ons gewig. Maar jy weet Fg is ook gelyk aan m mal G. So eintlik is hierdie twee vergelykings gelyk aan mekaar as ons werk met die aarde se massa en jou massa. Dan kan ons hulle gelykstel aan mekaar. So as ons sê G, kom ons maak dit 'n groot M vir die aarde se massa en ons maak M2 jou massa op r kwadraat, dan moet dit presies dieselfde wees as daai M2 mal G. Nou kan ek aan weerskante deel met M2 en dan kom ons by daai alternatiewe formule uit wat sê G M op r kwadraat is G. So die gravitasieversnelling vir enige planeet of enige voorwerp is gelyk aan die konstante gemaal met die massa van daai voorwerp gedeel deur die r. Die massa wat jy laat versnel, met ander woorde of dit jy is wat uit die lug uitval of 'n blokkie of 'n 2 kg sak of whatever, dit het geen impak op die gravitasieversnelling nie. Stem julle saam? Want in al ons somme maal ons mos net met 9,8. Maak nie saak wat die massa is nie, almal versnel teen 9,8 en dis as gevolg van hierdie. Daai massa van die tweede voorwerp is irrelevant, dit val heeltemal weg. Okay? So die eerste som wat ons na gaan kyk, sê hulle vir ons daar is die krag tussen twee asteroïdes is 1,072 mal 10 to die mag min 3 Newton. As die radius van elke een 25 meter is, gaan dit hierso bysit, dis die radius van elk. En as die afstand tussen hulle oppervlaktes 150 meter is, wat is die massa van elke asteroïde? Nee, jy gaan daai gewoon in gebruik. Want jy weet nou klaar wat die krag is, so jy gaan nou nie die res in vervang. So daarso gaan ons net sê, ons begin eers net met 'n prentjie. Ons sê daar's twee voorwerpe. Elkeen het 'n radius van 25 meter. Onthou jou R wat jy in die formule invervang moet in meter wees, né? Soos hulle vir jou sê die goed is soveel mal 10 to die mag something kilometer uitmekaar uit, dan moet jy nog steeds gaan mal met 1000 om dit terug te vat meter toe. En dan weet ons nou die afstand tussen hierdie twee oppervlaktes is ook nog 150 meter. En dit moet meter wees wat reg is. So ek gaan begin met my formule. F is gelyk aan G m1 m2 op r kwadraat. Nou weet ons reeds wat die krag tussen hulle is. Dis 1.072 mal 10 to die mag min 3 Newton. Gravitasiekonstante is 6.67 mal 10 to die mag min 11. En omdat hulle nou identiese asteroïdes is met gelyke massas, word daai eintlik mos net massa kwadraat. Want is 'n massa gemaal met homself. Die afstand tussen die massa middelpunte gaan dan nou eintlik 200 meter wees. So ek gaan deel met 200 kwadraat en dan los ons net gou vir m op. So ek gaan eerstens daai 1.072 mal 10 to die mag min 3 mal met die 200 kwadraat, dan is hy weg. En dan gaan ek deel met daai stukkie wat voor die hakkie staan, so ek gaan dit deel met die gravitasiekonstante 6.67 mal 10 to die mag min 11. Wees net baie versigtig. As jy dit so intik, dan gaan die kalkulator jou antwoord deel met daai en dan eers 'n antwoord kry en dit mal met 10 to die mag min 11. So jy moet daai stukkie wat jy mee deel in 'n hakkie gaan sit, dat dit op een slag wegdeel. So daai is dan m kwadraat, so dan gaan ons net wortel van die antwoord vat om m te kry. So die massa was 801.797.08 kilogram elk. En let ook net op as hulle vra vir gewig of massa. Vir massa moet dit kilogram wees, dan gaan jy partykeer moet deel met 9,8. Vir gewig maal ons met 9,8 of as jy klaar die krag uitgekry het, die krag is reeds die gewig. Onthou. Almal reg. Okay, so daai was net 'n gewone aantrekkingskrag tussen twee voorwerpe. Die tweede tipe vraag wat hulle gewoonlik eintlik by die gravitasiewet vra, is in die multiple choice. So hulle gaan nie actually vir jou 'n sommetjie gee nie. Hulle sê vir jou net byvoorbeeld die krag tussen twee voorwerpe is byvoorbeeld 3000 Newton. En dan vra hulle, wat sal gebeur as een van die massas verdubbel?
of as die afstand tussen die massa middelpunte halveer of iets soos dit. En dan is dit net 'n gewone verhouding wat jy moet gaan toepas. So as ons net gou gaan kyk na die formule F is gelyk aan G m1 m2 op r kwadraat, dan beteken dit die krag is direk evenredig aan die produk van die massas. So enige verandering wat jy aan die massas maak, gaan presies net so die impak hê op die krag. So as jy die massa gaan verdubbel, gaan die krag verdubbel. As jy die massa gaan halveer, gaan die krag halveer. As jy beide massas verdubbel, dan gaan jy daai maal met 2 en daai maal met 2, dan jy eintlik gemaal met 4, dan gaan die krag 4 keer groter word. Maar die catch is by die radius, die afstand tussen die massa middelpunte. As jy dit gaan verdubbel, dan gaan daar 'n 2 bykom in hakkies gekwadreer. En dit beteken is eintlik 2 kwadraat wat 4 is, en dan is hy onder, so dis omgekeerd evenredig. So as die afstand tussen die middelpunte 4 keer verder van mekaar af is, of dubbel so ver is, dan gaan die krag 4 keer kleiner word. Okay? So ek stel voor jy vervang dit fisies so in die formule in as jy dit moet uitwerk. So ons gaan net gou 'n paar doen. Kom ons sê vir hierdie een, die krag is 3000 Newton. Wat sal gebeur as massa 1 verdubbel en die afstand halveer? Hoe groot sal die nuwe krag wees? Nou hulle wil nie hê jy moet invervang en soos die massas probeer uitfigure en die radius of sê nou maar gestel die een voorwerp weeg 100 kg en die ander een weeg soveel. Jy kan nie dit doen nie, dis wiskundig, jy moet dit met die vergelyking net oplos. So wat ons gaan doen is, ek begin deur te sê, hierdie is my ou krag. Die ou krag is Gm1 m2 op r kwadraat. En dan doen ons nuwe krag. So die nuwe krag sal wees, Gm1 het verdubbel, m2 is nog steeds dieselfde, en die r het nou gehalveer, dis nou 'n halwe r kwadraat. Reg? Dan gaan ek onder basically net daai hakkie wegvat. Ek gaan hierdie voorste of hierdie 2 wat bygekom het voor gaan skryf, so dit word 2 keer Gm1 m2. En as ek 'n half kwadreer, is dit eintlik 'n kwart r kwadraat. So wat jy nou moet sien is hierdie agterkant is jou gewone formule. Hierdie 2 op 'n kwart is die stukkie wat bygekom het, wat nie daar was nie. So as ek dit gaan vereenvoudig, 2 op 'n kwart is eintlik 2 maal 4 is 8 keer Gm1 m2 op r kwadraat. Maar daai was my ou krag. So dis eintlik 8 keer die ou krag. So as die ou krag byvoorbeeld 3000 Newton was, dan sal die nuwe krag 8 keer dit wees. Wat 24000 Newton is. So dis net 'n gewone verhouding. En jy kan dit so in die vergelyking doen sonder om regtig enige getalle in te vervang. Jy moet net daai getalletjies wat jy bygesit het vorentoe vat om terug te kom by die gewone standaard Gm1 m2 op r kwadraat. Verstaan? Kan ek bly? Okay, dan gee ek vir julle een. Kom ons sê die ou krag is net F. Massa 1 word met 3 gemaal, massa 2 word met 2/3 gemaal, en die radius word met 1/5 gemaal. So as massa 1 verdriedubbel, dis die woord wat ons gebruik vir maal 3, verdriedubbel, en massa 2, 2/3 van sy oorspronklike massa word, en as die afstand tussen die massa middelpunte 1/5 word van wat dit was. Wat is die nuwe krag in terme van die ou krag? Okay, ons gaan aan. So luister gaan. So die krag verander in G, M1 het gemaal met 3, M2 het gemaal met 2 op 3, en die R het gemaal met 1/5, so dis 1/5 R kwadraat. So die getalle wat bykom, is basies die 3 en die 2 op 3 bo, en dan was daar G, M1, M2 wat oorbly, en onder is dit 1/5 kwadraat, wat 1 op 25 is, R kwadraat. So hierdie stukkie is wat ekstra bygekom het, so jy kan dit net so op een slag in jou sakrekenaar intik, dan kry jy 50 keer Gm1 m2 op r kwadraat, wat dan eintlik 50 keer die ou krag is. So as die ou krag F was, dan is die nuwe krag 50F. So in jou multiple choice sal daar staan 10F, 25F, 50F of 100F byvoorbeeld. Dan moet jy net hierdie stukkie vinnig doen, om net uit te figure wat dit is. Saggies wees. En sê jy baie goeie grapie dan. Ja. Shout out. Okay julle, nommer 4 lyk so. Geef jou planeet A,
voorwerp B en planeet C. Haat jy hierdie somme? Ja, met 3. Hoekom? Dis is so pretty man. Kyk, kom ons maak die afstand tussen A en B 1500 km en die afstand tussen B en C 1300 km. Almal reg? Nou die vraag wat hulle gewoonlik vir jou vra is, wat is die netto krag wat op B uitgeoefen word? Reg? Ek wil weet, wat is die versnelling wat B ervaar? Dis nie so bad. Okay. So die versnelling van B, dit beteken ons kort die netto krag wat op B uitgeoefen word in die eerste plek en dan gaan ons net 'n gewone F net as MLA sommetjie doen. Dan net ons die A. Okay, so dis net 'n klein bietjie ekstra wat ons bysit. So in die eerste plek vir 'n netto krag gaan ons eers net vergeet van C, so ons gaan die krag wat A op B uitoefen uitwerk en dan gaan ons die krag wat C op B uitoefen uitwerk en dan van daar af moet ons 'n netto kry. Nou dis dieselfde as by elektrostatika, ons doen hierdie tweedimensionele goed by elektrostatika ook. Dis presies dieselfde konsep. Onthou die elektrostatika formule is net F is gelyk aan K Q1 Q2 op R kwadraat. So die massas word vervang met ladings en die G word vervang met 'n K. Maar dis eintlik presies dieselfde konsep, né? So kom ons begin net eers met die krag van A op B. So dis 6.67 maal 10 to die mag min 11 gemaal met die massa van A 6.2 maal 10 to die mag 4 kilogram. Nou die massa moet in kilogram wees, dis die SI eenheid vir massa. Voorwerp B weeg 1.5 kilogram en die afstand tussen hulle is 1500 kilometer. Dis 1500 maal 10 to die mag 3 meter gekwadreer. Is 2.76 maal 10 to die mag min 18 Newton. Waantoe trek A vir B? Op. Okay, so nou weet ons wat die krag van A op B is. Nou gaan ek met uitwerk wat is die krag van C op B. So ek gaan hieronder sê die krag van C op B gaan wees G MC MB op R kwadraat. En dan gaan ons daarso net in vervang. So dis 6.67 maal 10 to die mag min 11. C se massa gaan nou wees 5.7 maal 10 to die mag 4. En B se massa gaan wees 1.5. Alles op 1300 km, so maal 10 to die mag 3 bysit, kwadraat. Krijg 3,37 maal 10 to die mag min 18 Newton. En dit sal regs wees. Dit is C trek vir B regs. Stem maar saam. Nou omdat hierdie jou eie tussenstap is, dis iets wat jy self bereken het om by die antwoord uit te kom, mag jy nie hierdie afgeronde antwoord gebruik nie, né? So ek gaan daai net stoor in B. Om dit te doen, druk ons Shift. Dan hierbo daai RCL knoppie, is daar STO en dan sê jy daar soos 6 alfabetletters, jy kan enigeen kies. So ek gaan net B kies, dan wys hy vir jou antwoord is nou gestoor in B. So enige tyd wanneer jy weer hierdie groot desimaal wil gebruik, gaan jy net sê alfa B en dan gaan jy so met hom aangaan. Reg. Die boonsteen
het ek gestoor in A. Nou van daar af moet ek nou 'n netto krag kry. So nou het ek 'n krag op en 'n krag regs, so daarvoor teken ons 'n vryliggaamdiagram vir die voorwerp B. So daar het ek 'n opkrag, die krag wat A op B uitgeoefen het, en nou het ek ook 'n regskrag, die krag wat C op B uitgeoefen het. Perfek op en regs teen 90 grade, né? So waar is die netto krag dan nou? Dis eintlik hierdie skynskrag as ek hom so toe gaan maak. Daai is my F net. En om daai F net te bereken, kan ons nou gewoon 'n Pythagoras gebruik. So ek gaan net sê my F net kwadraat skynsy is die krag van A op B kwadraat plus die krag van C op B kwadraat. Dan gaan jy daai invervang en dit net wortel. Dan kry ons F net. Okay, so as ek nou daai netto krag wil uitwerk, ek het die krag van AB in A gestoor. So ek gaan net sê alfa A kwadraat plus daai het ek in B gestoor, so dit gaan wees alfa B kwadraat. En dan vat ons net die wortel van die antwoord. So my netto krag is daai 4.36 mal 10 tot die mag min 18 Newton teen 'n spesifieke rigting. En weer eens, die vraag was nog nie wat is die netto krag nie. So jy kan ook nog nie hierdie afrond nie. So ek gaan dit stoor in C. So sê shift stoor C. Maak net seker dat daar staan answer pyltjie jou veranderlik. Partykeer dan dink jy die knoppie gedruk en dan het hy niks gestoor nie en dan gaan jy nie langs die pad agterkom as dit verkeerd is nie. So double check net dat hy wys hy het dit vir jou gestoor. Nou kort ek hierdie rigting. Nou in NAS is ons rigting altyd van bo af gemeet, van noord af kloksgewys. So ek soek eintlik daai hoek. Dis die rigting of die regte peiling. En daarvoor as ek uit daai hoek uit kyk, gaan hierdie wees teenoorstaande aangrensend en skyns. Ons werk altyd met 'n tan. So ek gaan net sê tan van die hoek is die teenoorstaande sy wat hierdie krag van CB is. So dis die krag van CB op die krag van AB. Dan kry ons gou vir theta. Om dit te doen gaan ons sê shift tan CB het ek gestoor in beta. So dis alfa B op alfa A. Kry ons 50.75 grade. So dis die rigting van hierdie finale netto krag. Onthou, dit moet 'n rigting hê, dis 'n vektor. So daai rigting gaan wees 50.75 grade. Nou daar is gevalle waar hierdie netto krag nie so eenvoudig in die eerste kwadrant lê nie, wat hy in die tweede, derde of die vierde kwadrant gaan lê. Gaan kyk daai elektrostatika video, want ek wys daarso presies as jy in die ander kwadrante lê watter hoek jy moet gebruik en wat jy moet bytel om hierdie finale rigting uit te kry. Okay. Nou die vraag is nog nie klaar nie, want die vraag was eintlik wat is die versnelling? So ek gaan nou net 'n klein sommetjie doen hier onder. F net is gelyk aan m mal a. So nou weet ons daai netto krag is 4.36 mal 10 tot die mag min 18 en ons weet die voorwerp weeg 1.5 kg. So ek gaan net daai antwoord van my wat ek gestoor het in C, alfa C, daar is hy, gaan deel met 1.5. En dan kry ons die versnelling as 2,90 mal 10 tot die mag min 18. En dit sal wees meter per sekond kwadraat. Presies in daai selfde rigting, onthou hy versnel in die rigting van die netto krag. So hy kry dieselfde grade by. Versnelling is 'n vektor, jy moet rigting gaan bysit.